Abraham se neef Lot en sy gesin het gekies om op 'n vrugbare vlakte te gaan woon, in 'n stad genaamd Sodom. Die mense daar was baie boos, so ook die mense wat in die ander stede daar naby gewoon het. 2 van die vreemdelinge wat Abraham besoek het, was cherubs of boodskappers gewees, wat deur Jahwe gestuur was om hierdie bose stede te vernietig. Die 2 boodskappers of cherubs wat soos mans gelyk het, het hulle weg na Sodom gemaak, waar Lot met sy vrou en 2 dogters gewoon het. Lot het by die stadspoort gesit, toe die cherubs daarby hom aankom. Lot het neergebuig toe hy die 2 cherubs sien, en hy het hulle genooi om in sy huis te kom. Maar hulle het gesê, nee, ons sal in die stadsplein bly hierdie nag. Maar Lot het aangedring dat hulle in sy huis kom oornag. Lot het brood voorberei wat gemaak was sonder suurdeeg, en hy het dit aan die 2 cherubs as 'n maaltyd voorgegee. Maar buitekant het die nuus van die 2 vreemdelinge se koms deur die stad versprei, en al die mans, jonk en oud, het Lot se huis omring. Die oproerige skare daar buite het geëis dat die 2 mans, die cherubs, aan hulle oorhandig word. Lot het uitgegaan na die oproerige skare toe en die deur agter hom gesluit. Die mans van die stad wou gruwelike dinge met die 2 boodskappers doen. Nee, het Lot geskree, moenie hierdie boosheid doen nie, dit is my gaste. Die mans het net kwaad geword en vir Lot gesê, Lot, jy is 'n vreemdeling wat in ons stad woon, en nou wil jy 'n regter speel en vir ons sê wat ons moet doen? Ons gaan nou slegter dinge met jou doen as met jou 2 gaste. Die klomp mans het vorentoe gedruk om Lot se deur af te breek. Die 2 cherubs het uitgereik en Lot terug in die huis ingetrek en die deur gesluit. Toe het die 2 cherubs al die mans buite die huis met blindheid getref, dat hulle nie die deur kon vind nie. Die cherubs vra toe vir Lot, het jy enige ander familielede in hierdie stad? Die boosheid en sonde in hierdie plek is so groot, dat Jahwe Elohim dit heeltemal gaan vernietig. Lot het gegaan om 2 mans te vind, wat aan sy dogters verloof was om met hulle te trou. Lot waarsku hulle toe, maak gou en gaan uit die stad uit, Jahwe gaan binnekort hierdie stad vernietig. Maar sy toekomstige skoonseuns het gedink hy maak 'n grap en hulle wou nie uit die stad weggaan nie. Toe dit al begin lig word het die 2 cherubs by Lot, sy vrou en sy dogters aangedring, ernstig aangedring om uit die stad te gaan. Maak gou, het hulle gesê, of julle sal saam met die stad vernietig word wanneer dit gestraf word. Toe hulle geweifel het die cherubs hulle aan die hande gegryp en hulle uitgelei uit die stad uit. Vlug vir julle lewens, het een van die boodskappers beveel. Moenie terugkyk nie, gaan na die berge toe en moenie enige plek op die vlakte stop nie. U het my groot barmhartigheid bewys deurdat u my lewe gespaar het Lot aan hulle vertel. Maar ek kan nie betyds vlug tot by die berge nie, en ek sal sterf. Kyk, daar is 'n klein dorpie naby met die naam Zoar. Dis naby genoeg vir my om soontoe te vlug vir skuiling. Nou goed dan, het die cherubs geantwoord, daardie dorpie sal gespaar word, maar gaan vinnig soontoe. En die son het net oor die aarde opgekom, toe Lot in Zoar aankom. En Joshua, Jahwe op aarde, het swaal en vuur oor Sodom en Amorra laat reën van Jahwe die Vader uit die hemel. En hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond gegroei het. Alles was vernietig, weens daardie mense se ongehoorsaamheid en groot sondes en boosheid voor Jahwe. Maar Lot se vrou was ongehoorsaam aan die cherubs se waarskuwing om nie om te kyk nie. Sy het omgekyk en sy het dadelik in 'n pilaar van sout verander. Jahwe het die lewens van Lot en sy 2 dogters gespaar wat in die dorpie Zoar gaan skuil het. Baie vroeg die volgende oggend het Abraham van Hebron af ooswaarts in die plein neergekyk oor Sodom en Gomorra.
Hy het die digte rook gesien, wat lyk soos rook wat uit 'n groot oond opgaan, en die rook het oral oor die plein opgestyg. Jahwe het die bose, afvallige mense vernietig wat daar in die vlakte gewoon het, maar hy het Abraham se neef Lot gespaar.